when your eyes blue, and when your eyes are on this drum, your grace abounds to me. Amen, dis so lekker om in die huis van die Here te wees. Jy kan nie sit lekker neem, of elkeen sê baie welkom vanmorgen, ons is so dankbaar en bly vir elkeen wat hier is lekker om terug te wees. Mag ek het sê, ek is moeg vir Carrie. Dit was rof, maar ons is dankbaar om vanmorgen saam met julle te wees. Ek het gisteravond gistermiddag so 4:00 se kant geland, na ons een dag en een half getravel het, so dit was redelijk rof geweest, ons was so 36 uur op die pad, nie op die pad nie, met vliegtuie en goed, maar ons is dankbaar om vanmorgen hier saam met julle te kan wees. As jy Bybel saamgebring het, baie julle saam met my na Filippense 3 toe vers 14. Hy sê maar die een ding, ek vergeet die dinge wat achter my is en strek my uit wat voor my is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Is my microfoon bietjie hard? Sy reg? Sy reg. Goed, ek wil vanmorgen, voordat ek begin, wil ek 'n uitspraak maak. Ek was vir 2 weke in Indië, en die eerste week moes ons baie toerisme goed doen, want ons mag nie, my ma weet het nie, die noorde deel van Indië mag ons glad nie bedien het nie, want hulle is die tronkstraf 25 jaar. En ons het by so 2 plekjes daar bedien, maar mama, ons is okay, ons is deur dit, ons weet julle het vir ons gebid, en in die syde deel kon ons op 'n paar plekke gaan bedien, en ons is op 'n paar plekke bedien gewees, maar ek wil gaan vanmorgen praat oor 'n ding met my verskriklik pla. En dit is 'n uitspraak wat Mahatma Gandhi gesê het. Nou, as jy nie weet wie Mahatma Gandhi is nie, gaan kyk op hulle geldstelsel. Dis een van hulle grootste teoloë, filosofe, of noem het maar wat jy wil. Hy is 'n ikoon in die hele India. En hy het 'n uitspraak gemaak, want ons was by sy museum ook om te gaan kyk, want hy is op dood geskiet en al die klas van goed, en is in dieselfde tyd, of nie dieselfde tyd nie, maar dit het my baie laat dink aan Charlie Kirk se gebeurtenis en die klas van goed, maar terwyl ons daar is en ons loop rond, toe kom ek op 'n sekere plakkaat af, wat my verskriklik ontstel. En hy sê hierdie woorde, Mahatma Gandhi het gesê, I like your Christ, but I don't like his followers because they're nothing like him. En hier het my verskriklik begin pla. I like your Christ. Hy's 'n moslim. In sy kamer waar hy gebly het, was 3 boeke. Die een was die Koran, die ander was die Bybel, en die ander was 'n ander boek gewees. Ek het nie gekyk wat is sy naam nie, maar het was my verskriklik interessant dat die Bybel daar was. En terwyl ek daar besig is en ek loop daar rond, toe kom hierdie gedagte by my op. Ek wonder hoe sal dit wees, of hoe sal hy gevoel het as hy Christus in ons kon raak sien. Jy sien, hier het my begin pla, want baie mense sê, pastoor, maar hy was net in Indië, nie, hy was op 'n stadium in Suid-Afrika. En hy het Christus nêrens in niemand raak gesien nie. Dit was in die tyd van apartheid, en ja, daar was 'n klomp goed wat verkeerd gegaan het. Hy wou kerk toe gaan en dit kon verbied. En dadelik, toe kom het by my op, ek wonder of ons regtig nog volgelinge is van Jesus, of het ons volgelinge geword van wat ons dink godsdienst moet wees. Jy sien dit in my begin pla, want baie mense leef soos wat hy wil, maar hy wil Sondag sê ek is 'n kind van God. Ek wil vandag vir jou sê, daar moet 'n skuif van ons gedagte kom en in ons menswees kom, dat om 'n kind van God te wees, beteken nie ek is Sondag in die kerk nie. Dit beteken ek staan in 'n verhouding met 'n lewendige God en ek het liefde in
Jy sien, wanneer ander na my kyk, wil ek jou vra, wat sien hulle? Ek gaan vanaand ek 'n skyfie wys wat deur Indië. So as jy Indië wil sien, gaan vanaand lekker praat daaroor. Ek gaan nie preek nie, ons gaan so toer deur Indië doen om vir julle te wys wat ons gedoen het. Maar ek wil hê, julle moet gou ietsie verstaan vanmôre. Die oomblik toe ek hierna begin sit en kyk, toe kom dit in my hart op, hoe lyk jou lewe as ander daarna kyk? Ons was in die noorde, daar's glad nie godsdienstvryheid nie, dis geweldig moeilik, en onder die suide, toe kom ek by die grootste kerk, wat ek al in was. Ek weet, ek was in 'n groot kerk in Suid-Afrika, 10.000 en so, maar as jy by 'n kerk instap, waar daar 70.000 mense sit, dan verander dit jou begrip van wat kerk werklik moet wees. Jy sien, ons is so geneig om eenmaal as ons by kerk kom, soos jy pastoor, die stoel is bietjie hard, of weet jy, die musiek is te hard, of die of daai. Hierdie ouens sit allemaal op die grond. Daar's nie een ou wat op 'n stoel sit nie. Hulle sit allemaal op die grond, en hulle ry 12 tot 14 ure trein om daar te kom, om die naam van God groot te maak. En daar kom ek by my op. Ek wonder hoe sou ek en jy gevaar het in 'n land waar dit so gegaan het. Ek wonder of ek en jy God sou vrylik dien, soos wat ek en jy dit vandag dien. Ek weet, ek preek vanmôre vir die koor, ek preek vanmôre vir die ouens in kerk toe kom, maar ek wil hê jy moet vanmôre iets verstaan, dat daar is oë wat gerig is op jou vanmôre. Daar's oë wat vanmôre op jou lewe gerig is, om te kyk, hoe leef jy Christendom uit? Ons was by 2 kerke, die een kerk is van Dr. Paul de Nakke, en ons was saam met die man uit gewees, en verskriklik indrukwekkend wat hierdie ouens gedoen het, en hoe hulle dit doen, en hulle het 'n diens gehou, hulle het ons die foto's gewys, waar hulle 500.000 mense op 'n slag 'n diens saamgehou het. Die bevolking in Indië is 1,4 biljoen mense, net om jou 'n idee te gee. En daarna toe ek hier nog gaan sit en kyk, toe dink ek, wow, dit moet so amazing wees om kerk te hou vir soveel mense. Dit moet so amazing wees. En dadelijk vraag die vraag, ek sê vir hom, hoe kry julle dit reg? Hoe dit gevoel? What was the experience like? En weet wat was sy woorde? Hy sê, oh, it was so humbling to know that it wasn't me, but they were not following me, but they were following my God. En daarna kom het by my op. Ek wonder, as mense jou gaan volg, ek wonder as mense my gaan volg, of hulle by God gaan uitkom. Ek nie te mooi oor dit gaan sit en dink, en dis wat ek hierdie skrif gekies het. Wat sê ek, ja, die doel na, om die prys te verkry. As ek wil vanmôre 'n ewige lewe begin beerwe, gaan ek dit moet begin najaag. En ek gaan moet werk om die doel te bereik, dat ek die prys kan verkry. Nou ek wil dit vanmôre verstaan, want hierdie het my geweldig gepla, dat ons baie maal in ons lewe het ons doelgerig tyd verloor. Ons is nie meer so doelgerig in dit wat ons gedoen het, of wat ons moes doen nie. Kom ek gee gou 'n interessante statistiek wat vir ons deurgegee is. Het julle geweet, dat die gemiddelde Christen se gebedslewe is 3 minute per dag. Ek was in 2 kerke, waar daar tussen 500 en 5.000 mense sit, dag en nacht, wat nie op 'n bid nie. En weet jy wat vir bid hulle? Hulle bid vir herlewing in Suid-Afrika, herlewing in Amerika, herlewing in Israel, herlewing in Indië. En terwyl ek na hierdie goed sit en kyk, dan dink ek, Here, ek skiet so ver te kort, want weet wat, ek dink ek is reg. Ek dink my geestelike lewe is oukei. Want pastoor, ons doen mos wat ons moet doen. Ek wil vir jou sê, ons mis nog baie. Wanneer ons gebed
as met mense. Die kerk van 70.000 mense word nie eers deur 'n pastoor beheer nie, dis sommer net Brother Moen. Ek het die voorreg gehad om saam met hom in die kantoor te sit, saam met ons pastore wat daar was, en meer wat was met die mooiste van alles, die nederigste mense wat ek in my lewe ontmoet het. Ons vra hom die vraag, ons wil hom graag nooi om Suid-Afrika toe te kom om by een van ons konferensies te bedien. Hy sê, I have to let you know, I first have to hear from God. En dadelik, toe ek dit sê, spring my oor van trane, want hoeveel van ek en jy sal optree op 'n uitnodiging, as iemand jou nooi en sê, hoorie, ons dek jou koste, sal jy kom, ja, ons daar. Maar wat, as dit nie God se plan was nie? En ek wil vandag vir jou sê, ek het my hele tyd daar neergebring, en ons het baie aande, dit ons net gebid, want weet jy wat, daar was nie TV's nie, daar was nie goed nie. Brother Moen, as die ou keer pastoor wil word, dan vat hulle sy selfoon vir 3 jaar weg. 3 jaar, watter persoon is so dedicated aan God, dat ek jou sê, gee my jou foon. As jy op jou foon wil wees, soek God. Ek het, kan ek het sê, 'n eye-opener gehad oor wie God werklik is. In Korintiërs 11 sê, ek wil julle aanmoedig om my na te volg, soos ek Christus navolg. Paulus skryf het so mooi in die Engelse vertaling sê, I urge you to imitate me as I imitate Christ. Ek het gisterand ook, of gister of eergister toe ek op die vliegtuig is, toe sit ek en ek is besig om my boodskap voor te berei en ek sê vir die Here, as daar een begeerte in my hart is dat ek wens so, dat Gandhi kon liewers te sien hoe Paulus geleef en dat hy hom dalk gevolg. Ek was die week in 'n kerk wat vertrek het, seker halfte van ons kerk, waar daar 24 uur 'n dag worship is. Jy kan enige tyd van die dag of nag instap, dan is daar 'n musikant en iemand wat sing. That's all. Maar as jy instap, dan ervaar jy die gees van God. Wanneer jy instap, dan voel dit, ek wil nie weggaan, en weet wat is die ergste van ons, hulle is bezig om te sing, hulle sing in Hindi, ek verstaan nie 'n woord wat hulle sê nie, but I couldn't get enough, ek wil net daar bly, want weet wat, ek het gevoel, God is daar. Ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar ek wil God op 'n ander level begin soek. Ek wil my geestelike lewe verander na 'n volgende vlak toe. Hoe gaan ek dit doen? Ek sal die eerste ding wat ek sal moet doen is ek sal met doelgerig begin lewe. En doelgerig beteken, ek moet dissiplines in my lewe begin kry. Wat is dissiplines, pastoor? Dissipline om langer as 3 minute te bid op 'n dag. Dissipline om die woord van God te ondersoek elke dag. Weet wat was die amazingste van ons? Die een vertrek by die kerk, het ek by ingestap en daar gestaan, Bible study. En ek het nog gedink, wauw, ek gaan nou iemand hoor wat bietjie praat oor die Bybelstudie en hoe hulle dit doen, weet wat het ek gekry. Ek het 20 mense in die vertrek gekry, wat hulle Bybels voor hulle oopgehad het, op hulle neergestaan het, met hulle hande in die lug, en elke skrif wat hy uitgelees het hy sy hande opgegooi, en daaroor gebid en gesê, Here, ek wil dit 'n deel van my lewe hê. Wie wat jy is vanmorgen baie stil, maar ek wil net vir jou langs jou kyk en vir hom sê, ek wens so, ek kan wees
soos Jesus. Sê dit vir jou. I like your Christ, but I don't like his followers. They're nothing like him. As jy nog nooit 'n aanklag teen die kinders van God gehoor het, nie, daar sien. Ek wil hê jy moet vandag, en ek wil hê jy moet baie mooi oor gaan dink, en ja, vergewe man, dis nie die preek wat jy verwag het vanmôre nie. Dink jy jetlag het my so 'n bietjie geklap. Maar ek wil hê jy moet vanmôre aan iets dink. Wil jy met jou gedagtes oopmaak? As iemand alles moet doen wat jy doen, sal hy by God uitkom. Sal iemand by God uitkom, as hy saam met jou moet loop? Sal iemand by God uitkom, sal hy hom leer ken, as hy saam met jou loop? En ek moet klaarmaak, ek het iets begin leer. Elke stap in my lewe moet doelgerig raak. Wat is my doel? Ek wil jou by God uitkry, man. I wish you can experience his love like Paul did. Paulus sit binne in die tronk, want dis ons verskoning, pastoor, ons omstandighede is anders. Pastoor, jy verstaan nie wat ek op 'n dag moet doen nie. Kan ek vir jou sê, mense wat 14 tot 18 ure 'n dag werk, en nog steeds na werk 'n uur gaan bid, as mense wat ek ontmoet het. En dadelik begin het in my hart op te kom. Ek moet gedisciplineerd raak, soos hierdie mense. Maar waar het hulle dit gekry? En dadelik kom die woord van Daniel op, wat 3 keer op 'n dag sy vensters oopgemaak het, sy hand opgesteek het en na God toe geroep het, vir sy volk. En dit kom my op, wanneer laas het ek en jy geroep na God vir Boksburg? Stupid, hè? Ek het hierdie week iets gebeur, hulle vat 'n plek soos Amerika, dat hulle 'n prentjie opdaal van die hele Amerika, 'n hele map, met al 50 state, elkeen in 'n verskillende kleur. Dan sê hulle vir 5 ouens hier, of 50 ouens hier, bid julle vir ons, net vir Washington, julle bid julle vir ons, net vir wat se naam, vir New York, bid julle vir ons, net vir daai ene, net vir daai ene, en elke groep kry 'n gedeelte om voor te bid. En niemand vra hulle, moet die bid laat het goed gaan nie, moet die bid laat iets gaan gebeur nie, bid vir herlewing in hulle lewens, dat hulle na God toe sal kom. Ek het na 'n land toe gegaan, waar Christendom 2,3% is van die bevolking. Het julle geweet, Suid-Afrika maak die stelling soos meer as 60% Christene. Ek het meer by 2,3% gesien wat soek het is na God, as na 60% in Suid-Afrika. Weet wat wil jy vanmôre vir ons sê? Ek wil vanmôre vir jou aanmoedig. Begin om na te jaag die doel wat God vir jou gegee het.
Kan ek gou so 2 minute iets sê, net oor Brother Mohan? Brother Mohan, kerk van 70.000 mense. En die dae wat hulle nie toegelaat word om kerk te hou nie, hoor wat ek sê, dan gaan hy na 'n kerk toe waar 'n pastoor is, waar hy 'n diaken is. Hoor gou hier. Brother Mohan het 'n kerk van 70.000 mense wat in die week ontmoet. Brother Mohan het 'n hospitaal gebou wat lyk soos Glenwood Hospitaal. Net om jou 'n idee te gee. En weet wat vra hulle elke mens wat daar inkom vir behandeling? 20 rupees, R4. Jy kan gaan vir 'n hartomleiding, jy kan gaan vir enige iets in daai hospitaal, R4. Terwyl ek na alles hierdie goed kyk, toe dink ek wonder of mis hulle nie die punt nie. En dadelik besef ek, ons mis die punt. Want hulle jaag die doel en is besig om die prys te ontvang van wat hulle soek. As ek jou vanmôre moet vra, wat is jou grootste begeerte? Dis pastoor, ek sal like op 'n paar rand hê, ek sal like om 'n hospitaal te besit, ek sal like om die of daai. Kan ek gou vir jou iets vertel, wie het my geskok? Die aand ons vir Brother Mohan ontmoet. Toe kom hy daar aan met 'n klein volksie, touloutjie, so toulo dingetjie. Klim uit. Ek vra vir hom, hoe groot is jou huis, nie? Hy sê, ek bly net in die vloerslaapkamerhuis. Hy sê, ek sê, julle vat nog van wys ook. Kleiner is my woonstel. En daarmee besef hy iets. Ek sê baie maal, het gaan nie oor my nie, het gaan oor God. Hierdie ou leef, wat ek het kan sien. So ek, my woord vir vanmôre, my boodskap vir vanmôre is, kan ons asseblief terugkeer na God toe en hom ons prioriteit maak. Kan ons terugkeer na God toe en hierdie doel najaag, dat ons die prys sal ontvang wat God wil hê ons moet doen. Ek lag, ek sê vir Mohan, ek sê vir hom, you must have a lot of investors from outside. He said, I've got no investors. I said, oh, when I pray, and God says, build a hospital, God provides the finances for a hospital. Ek was so geskok. Ek wonder hoeveel van ons bid nog vir goed, wat ons wil hê God se werk moet bevordeel. Kan ons vanmôre terugkeer na God. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit, ek wil niemand moet rondkyk nie. Ek wil net vanmôre jouself die vraag vra. As godsdienst soos jy moet lyk, hoe sal ander dit lees? As Gandhi vanmôre na jou moes kyk, sal hy God in jou sien, sal hy liefde sien, sal hy nederigheid sien, sal hy vanmôre iemand sien wat
laat God eerste plaas. Kom ons keer terug na God toe. As jy vanmôre sê, Here, verander my hart, dat ek kan terugkeer na U toe, wil ek jou nooi om op jou voete te staan saam met my. Onze getroue God en Hemelse Vader, ek wil vanmôre eers te kom en sê, Here, ek is jammer. My lewe getuig nie altyd van Christus nie. My optrede, my manier, my denkrigting is nie altyd God gefokus nie. En ek wil vanmôre kom en bid en vra, Here, verander my hart. Verander my gees, verander my denken. Here, ek wil U soek, soos nog nooit van tevore nie. Here, ek weet die koms van die Here voor die deur, en ek praat nie van datums en goed nie, maar wat ek wel van praat is, ek sien die tekens van die tye, dat die klippe begin uitroep. Daarom wil ek vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanmôre sal inkom, en ons sal verander. Dankie vir die liefde, Here. Dankie vir die genade. Dankie dat ek vanmôre kan sê, ek ervaar God in hierdie plek vanmôre. Ek wil U loof, ek wil U prys, en ek wil U verheerlik, in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan die sitplek hier. My laaste gedagte vanmôre is dit. Ek was op 'n plek in Indië wat vir my fenomenaal was. Ek was in die graf waar Thomas lê. Jesus se disipel Thomas. En daar is 'n spesifieke plek waar hy elke dag gebid het. En ek het iets daar beleef wat ek nooit gedink het sal beleef nie. Daar was, as ek sê, so groot ronde klip binne in die grond. Daar was 'n gat op die kant waardeur hy ontvlug het toe op die dag 'n hegtenis wou neem. Maar daar die klip het 2 merke op. Die hele klip is grof, maar daai 2 merke is of hulle glad is. Het ons nader staan en ons gaan lees wat daar staan, toe staan daar, this is the armprints of Thomas. Because he let his arms in those 2 gaps when he was praying for India. En dan wonder ek, Here, ek wonder of daar ergens 'n plekkie is waar ek die imprint gemaak het, soos wat ek God soek. Iemand het my gevra, Thomas, wat weet nog 'n mens dit is, ek stem 100% saam, voel soos jy. Maar dit was die enigste mens wat sy vinger deur Jesus hand gesteek het. En sy hand in Jesus se sy gesteek het. Daar was hy. En ek wil jou vanmôre die uitdaging gee. Kom ons kry God se huis weer 'n huis van gebed. Toe hy die tafels omgooi, toe sê hy,
my huis moet 'n huis van gebed wees. Maar julle het dit rowers gemaak. Kom ons keer terug na dit toe. Kom ons soek God met alles in ons. Amen. So, ons gaan allemaal opstaan vir 'n laaste lied. Broers wat gaan help met offerande, as julle dan na vore kom. Dat is in die huis kon wees, ja.